Daai knoppie, né, Rion? Ons skrifgedeelte vandag is Psalm 90. Nou dis die enigste Psalm wat Moses eintlik geskryf het. Dawid het hom nie geskryf nie. Maar dis 'n gebed vir ons as mense om te dink wat ons doen in die lewe. Want hy begin deur te sê, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde in die wêreld voorgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En ons weet, hy is die Alfa en die Omega. Dan sê hy, U laat my terugkeer tot stof en sê, keer terug mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister is dit verbyskiet soos 'n nagwaak. Weggespoel het U hulle word 'n slaap, en die môre is hulle soos die gras wat weer uitspreek. In die môre bloei dit uit en spruit uit, in die aand sny mense dit af en dit verdor. Is dit nie hoe ons lewe is nie? Net 'n dag. Want 1000 jaar is vir God net 'n dag. Hoe lank lewe ons net in daai kort tydperk? Hoe ken ons hom in daai kort tydperk? Want ons vergaan deur U toorn en deur die grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U en ons verborgde sondes word ons verstik. Dis 'n baie interessante ding wat hy daar sê, ons verborgde sondes. Ons dink altyd God sien nie ons sondes nie. En ek weet ons sit die ander spreekwoord, ja, ons is 'n stryd-arrow. Jy praat met ons waarheid, regheid. Ons loop nie draaitjies nie. En dis hoe God ook wil wees met ons, hoe hy met ons wil praat. Ons dink daai ding wat ons doen, dra sy goedkeuring weg. Gaan maak seker by God dat dit wel so is. Laat hy wel dit goedkeur. Want dan gaan jy nooit 'n probleem hê nie. Dan is jou saak met God reguit. Stryd-arrow. En ek het dit laas veel ook gewys met die flitslig. Daai flitslig loop nie so nie. Hy loop stryd. Kyk na die son se strale, hulle kom reguit. Hulle loop nie draaie. Dis God se waarheid. Dis hoe hy werk. En dan sê hy, want al ons dae gaan verby deur U grimmigheid, en ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of is ons baie sterk is 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Ons as mense, ons dink, môre is nog 'n dag. Kom sal ons bekommerd wees oor môre. Maar jy weet nie of jy môre daar gaan wees nie. God is die enigste wat dit weet. So jou saak is vir vandag, nou, hierdie tyd, hierdie sekonde. Dis wat God van jou verwag, om met hom te praat en met hom te gesels. Dan sê hy, wie ken die sterkte en toorn en grimmigheid ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Nou hierdie is 'n baie belangrike ding. Die vrees wat aan God verskuldig is. Wat bedoel hy daarby? Ons weet, God haat die sonde. So jy as mens, wat God liefhet, haat ook die sonde. Maar, jy moet dit so haat, dat dit 'n vrees by jou word, om nie verkeerd te doen. Soos jy dan in die, sal ek sê stryd en narrow-pad wandel, dan gaan jy by daai punt uitkom, dat jy weet, jy maak nie ding verkeerd nie. Eerste plek, jy is bang vir God, maar dis 'n heilige vrees. Dis nie hierdie vrees wat die demone het nie. Hulle het 'n ander vrees vir God. 'n Mens wat God nie ken nie, het heeltemal 'n ander vrees. Ons vrees is 'n heilige vrees, want ons wil God se hart nie seermaak. So ons wil presies doen wat hy van ons verwag. En hoe meer jy dit oordink om nie verkeerd te doen nie, eintlik word jy slimmer. Dis hoe God is.
Nou begin jy leer wat God van jou verwag. So jy begin die regte ding doen. Nou dat jy die regte ding begin doen, begin jy nou dink elke keer hierdie stap wat ek nou doen, is dit reg? Ja, Here, dit is reg. So jy word slimmer want jy doen nou die regte en die wyse besluite. Jy doen nie meer die verkeerdes nie. Want God hou jou in sy weg en ons ken sy gebooie, 10 gebooie, wat hy vir ons sê, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag geen ander God voor my aangesig hê, ensovoorts nie. Dan sê hy vir ons, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Sodat elke dag wat kom, en elke dag wat gaan, is tot eer van die Here. Dis hoekom hy ons geskep het. Dis hoekom hy jou as mens gemaak het. Jy is daar tot eer van hom. So, nou begin ons in die wysheid van God wandel. En omdat jy in daai wysheid, dis klaar ingebou in jou. Dit is net jy moet die regte besluit neem. Jy het die regte besluit geneem om te kom tot die punt sê, Here, ek wil u weg en u weer doen. Reg, hoe doen ons dit? Daagliks met hom te wandel. Wandel deur die Gees. Ons ken daai ene. Omdat ons deur die Gees wandel, kom ons by die laaste punt uit wat die woord ook vir ons sê. In die laaste dae sal die ware aanbidders God in gees en in waarheid aanbid. Solank jy daarin wandel, dan wandel jy op die regte pad. En jy hou hom daar. Want nou leer hy ons sy wysheid, sy kennis. Dan sê hy, keer terug, Here, tot hoe lank en ontferm u oor die knegte. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Net al baie keer gewonder, jy kom gaan dit swaar met my. Hoekom werk dinge nie lekker uit nie? En dit is so. Ek het baie daardeur geleer. Hierdie ding werk nie uit nie, hierdie verskaffer het daai probleem, hierdie ou daai probleem. Nou begin jy ander ellies werk, jy begin ander planne maak. Ons ken die ding, boer maak 'n plan. En dan skielik, jy maak die deur oop hierso. Dan sien jy maar, hy wou jou eintlik in die begin soontoe gevat het, jy het alweer 'n ander pad geloop. Dan maak jy weer 'n ander plan, en hierdie plan is beter as die vorige. Dan werk God weer daarin. En dit is hoe hy met ons werk. Hoekom hy dan ook sê, die jare waarin hy ons verdruk het, want ons het gedink, dit gaan sleg en dit gaan verkeerd, maar intussen tyd is hy pottebakker besig om jou nou mooi te vorm. Hy werk met jou. Hy draai jou rond en kyk, okay, hier kort nog 'n bietjie skaafplek, hier moet ons dit doen. So skaaf hy jou, so maak hy jou reg. En hy kry jou op die plek waar hy jou wil hê. Want dis God se manier. Dan sê hy in die volgende vers ons, laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders. Nou kom jy by die antwoord uit van God. Here, nou verstaan ek wat jy eintlik bedoel het. En dis waarvoor ons bid. Here, gee ons die uitkoms. Nou kry ons die uitkoms. Sê jy altyd dankie vir die Here vir die uitkoms. Ons kom partykeer kort daaraan. Maar die pad soontoe het jy nooit verstaan nie, tot jy daar uitgekom het. En ons het ek het dit al baie ondervind. Jy is so 'n week, 2 weke, 3 weke, skielik is die antwoord daar. Partykeer is dit 4 weke, partykeer is dit 2 weke. By my die Here my al 'n paar keer verbaas, halfuur, moet ek die antwoord. Sê ek, Here, hierdie keer was jy vinnig. Maar dis hoe God werk. Sy tyd is nie ons tyd nie, maar dis presies, laat u werke vir ons sigbaar word, sodat u heerlikheid vir die kinders kan deurkom. Want hy sê dan verder, en laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande. Ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Ons mense is almal kraaksmint in dinge. En jy al ooit gegaan en gesê, Here, hierdie ding wat ek wil doen, seën my op dit. My handewerk, bevestig dit. Nog iets wat julle by julle gebedslys kan sit. Ek wil dit graag doen, Here, maar is dit u wil? En as ek klaar is met dit, seën dit. Want dit is my handewerk. Jy het ure daaraan gespandeer. Maar as jy nou klaar is met dit,
wil jy terugstaan en sê, yes, kyk, dis 'n nice job. Dit is almal so, vra die mans. As jy klaasplanners geswaai het en jy het hierdie ding in mekaar gesit, boetnat, en daai ding loop so stroop. Nou, jy like dit. Dankie Here, u kom hier eer toe, u het my die wysheid gegee om dit te doen. Jy dink nie altyd daaraan nie. Ek myself, dan sê ek, okay Here, as ek nou hierdie program geskryf, nou loop die ding. Dankie Vader, dit is presies wat ons wou gehad het. Want hy sê vir ons, en dit is 'n belangrike punt, in Prediker. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word, en die wolke terugkom na die reën. Vra ons uitjies, jy begin op bril en pille loop. Excuse my, altyd vastgaan, hoor. Daar was 'n strip in die Gers. Maar ja, dis presies waarvan hy praat. As jy begin oud word, dan kom jy agter, maar dis die lewe. Jy loop nie meer lekker nie. Jy kyk nie meer lekker nie. Jy kou nie meer lekker nie. Hoor nie meer lekker. Hoor nie meer lekker. Al daai nie meer lekker nie, jy weet. Dit tree nou in. Maar dit is die lewe. Dit is hoe dit werk. En jy het skielik hier, en almal van julle kan dit sê, toe jy jonk was, het jy nooit 'n hoë mediese rekening of mediese fonds gehad nie. Nou skielik begin jou mediese uitgawes hoog raak. Nou begin jy ekstra dinge soek. En dit is presies waarvan Prediker praat hierso. Want hy sê, dis die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne krom word en die maners die werk staak omdat hulle te min geword het. En die wat deur die venster kyk verduister word en die deure na die straat gesluit word terwyl die geruis van die meel verswak en hy opstaan as die voeltjies begin sing en al die tone van die lied dop sal word. Onthou jy toe jy jong was, jy gelaai om laat te slaap. Nou dat jy ouer is, nou wil jy vroeg opstaan. Hoekom? Die Bybel sê dit vir jou. Jy staan nou vroeg op. Jy luister nou al na die voeltjies. Ek het 'n probleem, ek gaan maak die voeltjies wakker. Dat hulle kan begin raas. En dit is ons as mens. Maar die belangrike ding is, hy sê ook sal hy bang wees vir 'n hoogte en verskriklike dinge sal op die pad wees. En die mandelboom sal in bloei staan en die springkaan sal homself met moeite voortsleep. En die kapperkruid nutteloos wees. Want die mens gaan na sy ewige huis. Dis daai ding as jy baie keer by die ouete huise kom. Nou het ek al met hierdie ou mensies gepraat. Dan sê hulle, ja, ons is almal net hierso in die wagkamer van die hemel. Ons wag net dat God ons kom haal. Jy weet, dan besef jy. Hulle besef hulle lewe is verby. Want hulle kan nie meer rondhardloop nie. Hulle kan nie meer ver sien nie, hulle kan nie meer hoor nie. En ons wag net hierso. Want hy sê onmiddellik in die volgende vers, want die mens gaan na sy ewige huis en die rouklaar sal op die straat rondgaan. Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val in die kruik in die fontein breek. En die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het. En die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Ons praat baie oor die gees. En wanneer daai gees inkom, dan weet jy. Want dit is alles te vergeef, sê die Prediker. Salomo het dit self gesê. Hy het al hierdie lekker dinge in die lewe gedoen. En al wat hy gevind teen die einde van die dag, dis 'n gejaag na wind.
En hoeveel van ons kan dit vandag ook sê? Dis alles 'n gejaag na wind. Want wat het jy bereik? Jy het miskien 'n erfenis vir jou nageslag gegee, maar jy's nie meer daar nie, en jy weet nie wat jou nageslag met dit gaan werk nie. Die geskiedenis het hom so bewys met geslagte. Die eerste geslag bou, die tweede geslag neem oor en hulle probeer dit manage. Die derde geslag breek af. Die vierde geslag begin weer. En baie keer is die vierde geslag nie meer daar nie. Daarom sê hy ook in Exodus 20, die Here is barmhartig oor jou derde en oor jou vierde geslag. Met ander woorde, hy sal jou bewaar vir al jou geslagte. Tot in die 1000ste geslag sal hy jou hele geslag aan die lewe hou. Die interessante ding daarvan is, hy verwys daar na die regverdige. Want hy het gesê, die regverdige struikel en hy staan op, maar hy het nooit die regverdige gesien, dat sy nageslag sonder brood is. Baie interessant, spesifiek nie sonder brood is nie. Met ander woorde, hy bring Psalm 23 terug. Hy sorg vir jou. Hy maak seker dat jy daar is. En dit is baie belangrik vir ons as mense om dit te onthou. Dan kom ek by ons ding, en dit is ons laaste gedeelte vir vandag. Ons het hier in Jesaja 40 gekry, 2 weke die Here hom vir my gegee, en ons het hom behandel op die selfgroep. En wat ek nou gesê, dis ons klippie. Maar die Here het my gesê, ja, ek moet die sofar blaas oor dit. Want die rede hoekom ons dit doen, is dit is die asem van God. Hebreëus noem ons die Ruach Makodesh. Nou, hoekom doen jy dit? Ons het dit net gesing, blaas die sofars. Nou gaan ek terug na die tyd van die konings, medieval tyd. As die koning iets verklaar het en gesê het, dan het hy al hierdie ouens geroep. Want hy wil sê, kom, nou moet julle groot geraas maak. Blaas op die sofars, want dit is 'n belangrike aankondiging. Almal moet weet, dis wat die koning gesê het. En omdat dit sy woord is, het almal dit gedoen. Gaan vinnig terug na Nebukadneser en na arme Daniël. Hulle het gesê, hierdie ouens wat hierdie beeld aanbid, hulle gaan die trompette blaas en almal moet hom aanbid. En die koning het so gesê. En Dawid het vir die koning gesê, kies een. Nou kom ons terug. Ons het geweet dis heidense koning. Maar ons koning wat leef, en ons weet hy gaan kom, sofars gaan weer blaas. Ons gaan weer weet hy daar gekom. Hulle het hom gebruik toe hulle oorlog gemaak het ook. Elke keer as hulle dit geblaas het, soos met Jerigo, die Israeliete het die stad ingeneem en klaargemaak. Toe die Amalekiete oorlog maak teen die Israeliete, toe blaas hulle hom ook. Hulle het vir Gideon uitgestuur. Gideon het net gaan geraas maak en gaan blaas en toe hulle weer sien, toe is daar niemand nie. 135.000 mense dood. Dit is history. Hulle is weg. Die ander geval ook, waar God die engel uitgestuur het. Hy het 185.000. Sommige laat disappear. Maak hulle dood. So, dit is 'n baie belangrike instrument in God se, wil ek amper sê, arsenaal van sy mense wat optree en wat beklei vir sy saak. Dis nie net ek wil amper sê speling met die blaas nie. Hy word spesifiek gemaak, as 'n spesifieke rede hoekom jy 'n spesifieke ram se horing gebruik. Elke ram se horing wat hulle gebruik, het 'n ander betekenis. Ek meen, hierdie wat ek het is 'n gemsbok, ja. Nou dis, jy kan gaan kyk, gemsbok se naam kom in die Bybel 75 keer voor. En dis presies wat die Here dan vir elke, as hy vir jou sofar blaaser maak, dan gee hy vir jou hierdie spesifieke
ramshoring. Ek meen, jy kan hom gaan uitsoek, tot die Here vir jou sê, dis die een. En dan het ons ook baie keer tye wanneer die Here vir jou oproep en vir jou sê, okay, dis die tyd wat jy dit moet doen. Of dis die tyd wanneer jy dit nie moet doen nie. Want daar is 'n spesifieke gebed ook. Jy gaan nie net nie gaan blaas om. En ek het dit al baie gekry, mense wat sê hulle shofar blaas en sê, gaan, wat bid jy? Hoe doen jy die ding? Ja, ek blaas hom sommer gou hierso. Valse profeet wat hy gaan. Jy kom dadelik die onderskeid agter. Van ouens wat, ons noem dit as jy, die ouens wat fietsry sal dit weet, hy's 'n wannabe. It doesn't work. Dis nie wat God vir jou gesê het nie, dis nie sy opdrag nie. Sy opdrag is, jy doen dit so, dis jou rede hoekom jy dit doen, en dis die woord, hoekom jy dit doen. Want hy het die woord vir jou gegee, daai woord gaan uit, en daai woord is die woord, soos ons Jesaja 40, dis vir ons gemeente. En ek kan hom weer vir julle lees ook, maar hy is baie, baie belangrik. En julle kan hom gaan lees, en as julle iets nie verstaan in hom nie, dan kan julle altyd vir my sê, ek wil graag hier 'n ding duidelikheid hê. Want die eenvoudige rede rondom dit is, ek wil hê julle moet graag dit verstaan, want dis 'n gemeente ding. En ek het ook gesê, Here, okay, ek wil ook graag hierdie ding mooi verstaan. En toe lees ek hom in die ABA vertaling, en hy sê nogal daarin, die 6de vers, nou die ou ene sê, 'n stem sê roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid is soos die blom van die veld. Dieselfde wat hy praat met ons in Psalm 90. Maar die ABA vertaling sê vir my nogal baie duidelik, dit is nogal 'n woord vir my, jy moet hard praat. Dis sê, ja Here, jy het ook seker gemaak dat ek hierdie woord reg verstaan. En dis hoe hy praat met jou, hy praat met jou reguit, hy praat nie om 'n hoek nie. So as jy 'n woord kry en jy lees hom, wat hy gesê het, wat jy dan kan vat, hier kom neerskryf en dan neersit, dis jou woord, gaan jy duidelik weet, dis 'n opdrag van God. Dis 'n ding wat hy wil hê jy moet doen. Dis 'n ding waarin jy moet werk. Want hy wil vir jou iets sê, en ek weet, ons is baie besig, jy weet, ons koppe draai, ons is besig met ander dinge. Maar jy kan nie gaan stil sit en sê, Here, okay, wag 'n bietjie, laat ons nou tyd met jou spandeer op hierdie woord nie. En dis waarop ons moet werk. En sê, okay Vader, dis jou woord, dis wat jy wil hê. En hy eindig daarso, vir die ouens wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dis weer eens ons, hy het ook vir my daar gesê, ja nee, John page 73, ek moet terugkom, wanneer is op bladsy 3, ons moet net eers 'n bietjie by mekaar kom. En dit is so. Mense wil vinnig, want ek meen, hierdie goed weet Bernie, lê nou al seker 'n maand en 'n half nie, so 6 weke, so iets, wat ek gesê het, okay Here, maar nou, ons het dit nou, ek het my gesê, kry dit eers. Sê ek nou, okay, ons het dit nou, wanneer kom ons nou by die res? Your time is not my time. What? En as ek my sin kon kry, was dit al 3 weke of 4 weke al klaar gedoen. Maar uit eers 2 weke terug begin met die woord. Toe het hy vir my sê, dis die woord vir dit. En dis presies wat hy van ons elkeen, wil ek sê, verwag. Want jy verwag, die Here gaan vir jou 'n antwoord gee. En jy verwag, die Here gaan jou help. En hoekom dan nou? Wil jy dit so vinnig klaar maak? Nou, die shofar, gaan ek eers die gebed vir ons doen, en dan gaan ek hom blaas. En ek gaan nie vir julle die Israeliese gedeelte lees, die Hebreëse ene nie. Ons kan net die oë toemaak op hierdie ene. Geseënd is U Jehova Adonai, heerser van die heelal, wat ons geheilig het met U opdragte, en wat ons beveel het, om na die stem van die shofar te luister. Amen.
Want dit is presies waarop het gaan. Selfs die ouens wat op die wagters op die mure was, as hulle die sofars geblaas het, voor hulle op diens gegaan het, het hulle gebid. En sou die vyand dan kom, dan het hulle onmiddellik dit geblaas. En ons as herders doen dieselfde ding. Ons help julle om op die regte pad te bly, die regte woord te kry. So, vir Esegiel het die Here direk die opdrag gegee ook en gesê, maar daai mense se bloed is in julle hande, as julle hulle nie vertel het van my. Maar as jy hulle vertel het van my, en hulle bly nog op hulle verkeerde weg, dan is hulle bloed nie in jou hande. Dieselfde wat Josua vir die volk gesê het, ek en my volk, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. So julle wat die volk is, moet besluit, wil julle God dien? Die hartseer van die saak is die tyd terwyl Josua daar was, het hulle God gedien. Maar toe hy doodgaan, besluit hulle nie, maar hierdie ander man hier agter is, met hulle baals en goed is dalk 'n beter opsie. En dit is wat baie van ons mense doen. Soos ek nou gesê het, geslagte doen dit. En hulle breek hulle eie geloof af. So ek sê, ek was by mense gisterand en ons het gesit en gesels en waaroor ons praat, sê hulle maar, ons is soveel jare in die kerk en ons weet dit. Nou, dit is vir my skok geweest, want ek kan dit nie glo nie. Hoe gaan jy vir jare kerk toe, en jy weet nie wat maak jy in die kerk nie? Dit maak nie sin nie. Ek gaan hom nie gou vir ons plaas. Maar ek gaan hierdie kant staan, hoor. Dankie julle, ek gaan vir ons nou afsluit met gebed. Ons hemelse Vader, U wat ons God is, U wat die skepper is van die heelal, wat die mens ken. Ons dankie vir U woord, ons dankie vir U teenwoordigheid, ons dankie vir die liefde, en ons dankie dat U ons God is, dat U met ons elkeen in hierdie week sal gaan. Elke een wat 'n nood het, elke een wat iets nodig het, Here, dat U en elkeen sal voorsien. Want U is die een wat voorsien in oorvloed, omdat U sê in U woord, my beker loop oor. Ja, U goedheid en U guns sal ons volg al die dae van ons lewe. En ons weet dit is kort, Vader, want ons vlieg daarheen. En U is die een wat dit bestuur. Daarom loof ons U vir U liefde, vir U seëninge. Ons dank U vir alles wat U aan ons gee. En ook in hierdie week, dat U met elkeen wat U is, en die wat nie hier kan wees nie, sal voorsien in elkeen se behoefte. U weet wat het ons elkeen nodig, Here, want U is ons God. En ons dank U daarvoor in die naam van Jesus van Nazareth. Amen. Amen.